Geliefdes, dit is ons bely ons afhanklikheid van die Here en die woorde van Psalm 124 vers 7 en 8. Ons sien dit vry geraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek en ons het vry geraak. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Vang die Here se groetseën deur sy diens. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons Psalm 34. Psalm 34 en daar gaan sing ons eerst in die 6de vers. Psalm 34 vers 1 en 6. Kom kinders, hoor na my, die Here se vrees wil ek julle leer. Wie is dit wat lewensduur, lang lewe begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na die waarheid en ontwyk die kwaad. Wat daarop volg. Psalm 34 vers 1 en 6 en daar gaan ons geloof saam doen. Ons gaan ons lewens spieël in
die Here se woord. En ons lees saam uit Deuteronomium hoofstuk 5, die Here se wet. Deuteronomium hoofstuk 5. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg en die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, aan die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. En hou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is, nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Here jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jy daar verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons antwoord, en dan sing ons saam Psalm 25, daarvan die eerste en die tweede vers van Psalm 25, en daarna gaan ons saam bid.
buig ons hoofde en aanbidding voor U neer, want net U is waardig om aanbid te word. Deur U groot krag wat U in ons gewerk het, mag ons in U glo, as drie enige God, soos wat U Uself in die woord geopenbaar het. U het groot dinge aan ons te doen, en dit wil ons aan mekaar kenbaar en verkondig in die wêreld, en U daarvoor eer. U het ons ook hier vanoggend vergader, geroep, om U te kom ontmoet hier in die erediens. U het aan ons groot dinge gedoen, o Here, dat U ons wil ontmoet, gaan ons verstand te boven. Die liefde is onpeilbaar. Ons kan dit nie deurgrond. Ons het ons lewens te speel aan die woord, aan die wet. En nie een van daardie gebooie kan ons hou nie. Al dink ons gereeld, ons kan. Sê ons in ons eie sonde dood. Daarvoor wil ons U pleit, dat U ons genadig wees, om ons sondes aan ons te openbaar, dat ons terdee mag besef, dat ons tot niks goeds in staat is in onsself en U oor nie. Kan nie kleinste bietjie bydra nie. Dit wil ons bely, Here. Ons kan nie. Al raak ons maklik oormoedig. Ons oë is op U, o Here. U het alles alreeds gedoen. Christus het die lewe kom lewe, wat ons moes lewe. Volle gehoorsaamheid aan U. En hom mag ons wees, hom mag ons lewe. Dis ons anker, dis ons verlossing. U kom plant ons in hom in deur die Gees. Dis die groot werk wat U doen. Daarvoor kan ons U nie genoeg loof en prys. U het ons kom nie maak. Mag U deur die woord dit weer vanoggend ook aan ons openbaar. Mag U self die verlustiging, die blydskap van ons lewe wees. Dit is maklik wat klein dingetjies ons tevrede stel, gelukkig maak. En dis nie U. Ons pleit U. Mag ons U heerlik en die groot werk meer en meer ken. Voed ons met ewige blydskap in U, Here. Doen dit deur die woord en deur die Gees. Wil ek U dit ook nou doen. In die troue verbond wat U met ons opgerig het, en tot verheerliking van U groote naam, om Christus ontwil. Amen. Voordat ons gaan lees in die Here se woord, sing ons Psalm 42, daarvan gaan ons saam sing die eerste en die 5de en die 7de strofes.
Liefdes, ons gaan lees uit die Here se woord vanoggend uit Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs, eerder ons gaan lees, ons gaan in die prediking stil staan by hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Ons gaan lees vanaf hoofstuk 1 vers 15. Efesiërs 1 vanaf vers 15. Daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle my gebede dink, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Aan die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Al vers 4, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Nou Efesiërs 1 vers 15 tot 23 het onder andere gefokus op God se groot krag wat hy werk. Vers 19 sê dit veral, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. En die hoogtepunt van hierdie krag is wanneer hierdie krag van God, die Here Jesus Christus, opgewek het uit die dood het, en hom verhoog het, hom verheerlik het in die hemele waar hy opgevaar het, waar hy nou regeer, op sy troon, bo alles en almal. Daar sien ons God se krag, Vader se krag, en uitnemendheid. En Efesiërs 1 het geëindig met hierdie Here wat verhoog is, wat sit aan die regterhand van die Vader, hierdie Here wat vir sy kerk gegee is. En die kerk word sy liggaam genoem. Die Here Jesus Christus sy liggaam word die kerk genoem. Met ander woorde, Christus en sy kerk is onskeibaar. Net soos wat ons kop en ons liggaam en ons lyf nie van mekaar geskei kan word. Net soos Christus en sy kerk ook onskeibaar.
En as dit so, baie keer is dit asof God se krag vir ons iets is wat ver is. Ons sal ons sê, God is kragtig en hy is magtig, ek weet dit en ek erken dit self. Maar is baie keer miskien vir jou en vir my, asof dit nie iets beteken vir my in my lewe van elke dag nie. En dis juist dit wat Paulus dan wil kom wys hier in Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Dieselfde krag wat in die Here Jesus Christus gewerk het, dis die krag wat ook in die gelowige werk. En nou om die werklike diepte en die grootheid van hierdie kragtige werking van God te besef, is dit nodig dat Paulus eers hierdie eerste 3 verse van Efesiërs 2 skryf. Dit is amper 'n bietjie droewig, hierdie verse, maar daar is soveel genade in hierdie verse. Klem is wat Paulus skryf, ons was dood deur ons misdade en ons sondes. Dis ook die eerste punt van ons prediking vanoggend, ons is dood deur ons misdade en ons sondes. Hier in Efesiërs 2 vers 1 tot 3 begin Paulus om te beskryf die hele menslike geslag. Almal, alle mense wat geleef het, beskryf hy in hierdie eerste 3 verse. Hy beskryf hoe elke mens op hierdie aarde in homself, van nature, vanuit ons eie natuur, skryf hy hoe is elke mens. En dan, deur die Heilige Gees ons hier deur Paulus, ons is almal in homself dood, deur ons misdade en ons sondes. Ons kan sê, deur al die verkeerde en al die slegte dinge wat ons gedoen het en wat ons nog steeds doen, ons is daarin dood. Belangrik die woordjie dood. Die staan nie, ons is net siek nie en ons kort net met 'n medisyne om ons nou te help om weer gesond te word. Dis nie wat hier staan ons is dood, heeltemal dood. Hy is opvallend van hierdie woordjie dood wat ons hier lees. Baie keer as ons die woordjie dood hoor, of as ons aan dood dink, dan dink ons iets of 'n dier of mens wat selfs lewenloos is. Iemand wat lê, kan nie beweeg nie, hy is dood. Ons sal sê, ons dink aan dood as iets passiefs. Maar hierdie dood wat Paulus hier in Efesiërs 2 beskryf, is nie 'n passiewe dood nie. Dis 'n aktiewe dood, of nog meer eenvoudig gesê, dis 'n doen-dood. Dis 'n dood wat kom deur sondes. Iets wat ons doen, het ons doodgemaak en wys dat ons dood is. Dis 'n aktiewe dood, dis 'n doen-dood. En Paulus skryf hier, dis 'n dood waarin ons almal gewandel het. Hy skryf, ons was almal daar. Elke mens op hierdie aarde was of is daar. Dit is hoe ons is sonder die Here. Vers 2 gebruik die woorde volgens die owerste van die mag van die lig. Die vreemde woorde, maar dit verwys na die bose. Dis wat Paulus verder aan skryf in hoofstuk 6 vers 16, of dit verwys na die duiwel, selfde. Paulus ook verder aan hoofstuk 4 noem. Dis die regerende mag of die owerste van hierdie boosheid. En wat daaroor regeer, is die duiwel. En hy skryf so 'n lewe in boosheid en sonde is 'n lewe wat gelewe word onder die heerskappy van die duiwel. So is alle mense, van nature uit hulle self, is onder die heerskappy van die duiwel. Verder dan sê vers 2, dat hierdie gees ook nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. So dit sê, hierdie gees is nou al aan die werk. Dis nou 'n werklikheid, baie duidelik in ons tyd. En ons kan baie dinge voorbeelde opnoem waar ons hierdie gees nou al sien in ons tyd. Die huwelik soos wat God het geskep het en ingestel het, word verwerk deur die wêreld. Die geslagte soos wat dit geskep is, word verwerk deur die wêreld. So kan ons nog baie dinge opnoem. Dis 'n hele wêreldsisteem wat God in sy woord haal. Vers 3 noem dat dit 'n lewe is wat gekenmerk word deur die begeertes van die vlees.
begeertes van ons sondige natuur. Sonde oorheers natuurlike mens heeltemal, selfs ons denke, sê vers 3, word oorheers deur ons sondige natuur, ons ou mens. Vers 3 noem ook dat dit ons natuur was. So alle mense van nature is. En as dit so is dat jy wedergebore is, broer en suster, selfs dan sien ons nog die oorblyfsels van daardie natuur baie duidelik in onsself raak. Die begeertes van ons sondige natuur veroorsaak oorlog in 'n ware gelowige. Paulus skryf telke male in die Nuwe Testament, veral Romeine 7 ook onder andere, dis oorlog in 'n ware gelowige. Ons word heeltyd word ons gekonfronteer om aan hierdie sondige begeertes in ons ou mens, om daaraan uiting te gee. Kom ek koop hierdie. Oorige geld spandering, klere, voorbeeld, gereedskap, of kom ek kyk hierdie. Slegte programme wat ons ou natuur so graag wil kyk, of pornografie, of kom ek doen hierdie. Kom ek gee myself te buite aan kos of aan drank, en so kan ons al die begeertes in ons vlees opnoem, een na die ander. Aan einde vers 3 het sê ons is van nature kinders van die toorn, kinders van God se heilige woede. So dien niks anders nie as God se heilige woede en sy wraak, sy oordeel. Sou net reg wees as God ons vernietig het en ons getref het met sy heilige woede, sy toorn. Dis wat die woordjie toorn beteken, dis God se heilige woede, sy wraak. Broers en susters, ons situasie in onsself is baie slegter as wat ons gewoonlik dit laat lyk of gewoonlik wil toegee. Ons situasie is baie slegter. As die Here in sy genade ons kom oortuig van ons situasie in onsself, as ons die werklike diepte van ons ellende en ons sonde dood ken, en suster, dan is dit genade. Dis genade. Dan besef ons eers werklik hoe groot is die krag wat God in ons werk om ons sy kinders te maak, om ons te red vanuit die heerskappy van die duiwel en ons sondige vleeslike begeertes. Dan eens besef ons hoe groot is die krag wat God in ons werk. As die Here ons werklik kom oortuig van hoe benard en droewig ons omstandighede regtig is. Ons persoonlike situasie regtig is. Dan eers besef ons dat daar baie kragtige werk nodig is om ons te verlos en ons te verander. Bring ons by ons tweede punt, lewend gemaak in Christus. By onsself, broers en susters, mag ons nooit stop. Want ons nog nie by die evangelie uitgekom nie. Ons mag nooit by onsself stop nie. Die evangelie, wat die woord van die Here vol is, altyd 'n maar, altyd. Daarom is die begin van vers 4 seker een van die wonderlikste woorde in die Bybel, na die vorige 3 verse. Maar God. Ek kan amper sê, maar daar is 'n God. Ons kyk weg van onsself na ons God en ons Here toe, en dan word ons gevul met groot verwondering. Dis eintlik waartoe die Here die hele Efesiërs 1 en 2 ons nog so ver bring, dit wil ons bring by groot verwondering. Ons word verwonder gelaat oor wat ons Here doen. Veral ook nou as ons besef wie ons in onsself is, dan word ons gevul met groot verwondering oor wat die Here doen. Ons verdien sy heilige woede, ons is kinders van die toorn. Maar kom maak ons lewend saam met Christus, kom maak ons lewend in Christus. Gaan alles oor wie die Here is, broer en suster. Vers 4 leer ons dat God ryk is in barmhartigheid. Vers 4 gaan oor God se liefde. Hy het deur sy groot liefde waarmee ons liefgehad het. So hierdie gaan alles oor wie die Here is in sy wesenseienskappe, in sy volkomenhede. Gaan oor wie hy is. Dan doen hy iets. Hy is nie apaties nie. Die Here is nie apaties nie. Hy bewerk die heerlike verlossing vir sy kinders. Dan word in
vers 6 word hierdie hele maak beskryf. Hy het ons saam opgewek en hy het ons saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Wat sal hierdie woorde beteken? Wat sal hierdie woorde sê? Die krag wat in Christus gewerk het, om hom op te wek, en hom te verhoog, en om hom in die hemele te laat sit. Daardie krag staan nie los van die gelowige nie. Ons is saam met die Here Jesus Christus opgewek, en ons sit saam met hom in die hemele. Wat bedoel hierdie woorde? Baie belangrik, broers en susters, hierdie woorde beteken dat ons met ons verlosser, die Here Jesus Christus, dat ons met hom verenig is. Paulus kan dit nie op 'n meer intieme manier sê, dat ons met ons Here Jesus Christus een is. Weer terug by die beeld van Christus is die hoof, kop, ons is die liggaam. Ons is met Christus een. Ons word een met hom. Ons dink so baie aan die offer aan die kruis en die opstanding en die hemelvaart van die Here Jesus Christus, maar net gebeure was in die geskiedenis baie ver terug, en dit is nou maar opgeteken op die geskiedenisboeke, en dit is van die verlede. Ons dink baie keer so aan die geskiedenis van Jesus Christus, sy lewe op hierdie aarde. Ons erken dit het gebeur, ons erken dit is ons verlossing. Hier wil die Here sê vir ons in sy woord, dis nie net geskiedenis wat gebeur het nie. Ons is daarmee een, die ware gelowige is daarmee een. Dit staan nie los van die ware gelowige nie. Dis nie net geskiedenis gebeur het nie. Of vers 1 en 3 gehandel het oor ons geestelike dood van ons almal, gaan vers 4 tot 7 oor die geestelike lewe van die ware gelowige. En weer eens is dit iets aktiefs. Dis aktief. Dis nie net geskiedenis nie. Ons het nou hierdie lewe saam met of in die Here Jesus Christus. Ons het saam met hom opgestaan. Dis 'n nuwe lewe wat in ons opgewek is. Vers 6 sê, saam opgewek en saam laat sit in die hemele. Sê vir ons, daar's meer as net die aardse, fisiese werklikheid waarin ons elke dag lewe. Sê vir ons, daar's ook 'n geestelike werklikheid. Maar belangrik, die geestelike werklikheid is nie apart van hierdie fisiese werklikheid waarin ons lewe elke dag. Dit sê vir ons, die geestelike werklikheid beoefen 'n groot krag uit op hierdie fisiese werklikheid waarin ons lewe elke dag. Geestelik dood en geestelik lewend. Hierdie geestelike realiteit is bepalend, dis deurslaggewend vir die hele wêreld van ons, vir ons hele fisiese bestaan waar ons lewe elke dag. Ware gelowiges se geestelike realiteit is in Christus. Dit beteken, ek het nou 'n nuwe identiteit. Ek is 'n nuwe mens. Vers 10 sê dit so drasties. Vers 10 gebruik die taal van Genesis 1, skepingstaal. Net soos wat God iets nuut geskep het uit die niks uit nie. So word dit gesê, het God ons nuut geskep in Jesus Christus. Dit sê, daar's 'n kragtige skepingswerk wat gebeur het in die ware gelowige. Dis bewonderenswaardig, dis wat in die ware gelowige gebeur het. Hy maak ons nie. Die Here maak ons lewend, hy maak ons nuwe skepsels in die Here Jesus Christus. Ons word met die Here Jesus Christus een. Broer en suster, as ons vers 1 tot 3 regtig ernstig opneem, kan ons nie anders as om verstom te staan. As ons vers 1 tot 3 nie regtig ernstig opneem nie, dan sal hierdie vers 4 tot 7 ook nie veel vir ons beteken nie. Dan sal ons maar net God se liefde as vanselfsprekend ag, dis ons wat ek verdien. Ek het hard gewerk om saam met die Here Jesus Christus te wees en om in hom te glo en om hom te ken, en ek verdien dit mos. Dan verbaas vers 4 tot 7 ons nie eintlik nie.
verbaas hierdie verse 4 tot 7 jou geliefde. Maar aan die ander kant kan ek ook weer sê, maar dit kan nie wees nie. Ek kan nie saam met die Here Jesus Christus een wees nie. Ek is veel te sleg en ek is veel te sondig dat God my so lief kan hê om my in die Here Jesus Christus lewe te maak en my nie te skep. Maar dan som ek by myself, broer en suster, dan maak ons die Here kleiner as ons mense. En ons sê, die Here kan nie my sonde oorwin nie. En miskien ons die Here se kragtige werking in ons. Miskien ons ook dit wat ons vorige week hier in die Here se nagmaalstafel kom sien, kom hoor het, kom proe het, kom beleef het. God se groot krag in Christus wat hy beloof. God se groot krag wat in ons werk. Hy kan. Ons Vader en die Here Jesus Christus opgewek en hom verhoog en hom laat sit in die hemele. Kan hy dan nie by saam met in die Here Jesus Christus opwek en laat sit in die hemele nie? Hy kan, broers, is dit verseker, hy kan. En dit kan nie glo. Dis God se belofte wat vasstaan. Vorige week het hy dit kom bevestig met sy nagmaal hier. Groot punt is dat die Here Jesus Christus nie net nog 'n mens was nie. Die taal van Korintiërs was hy die tweede Adam. Hy was die begin van die nuwe lewe. Hy was die begin van die nuwe skepsel. Hy is ons verbondshoof. En so is daar vir ons in die Here Jesus Christus weer lewe. Soos wat daar in die eerste Adam doodgekom het, deur sonde en misdade, so daar deur die tweede Adam lewe gekom. Dit alles in die krag van die Heilige Gees. Johannes 6:63, dit is die Gees wat lewe maak in Christus. Dit is dan net baie kortliks, derde punt, soos lewend gemaak deur die geloof tot iets. Soos lewend geskep in Christus tot iets, tot goeie werke. In vers 8 noem hoe hierdie alles gebeur, hoe ons van hierdie doodsheid na die lewe kom. Dit sê in vers 8, deur die geloof. Dit is 'n geskenk van God, dit is wat God vir ons gegee het, dit is 'n geskenk. Hierdie verlossing in Christus word ons deel deur die middel van die geloof. Wat leer ons dan hier wat geloof is? Geloof is nie net om te erken dat die Here Jesus Christus opgestaan het, nou dit iets in die geskiedenis wat gebeur het nie, en dat hy nou in die hemel is nie. Geloof is om met hierdie Here Jesus Christus een te word. Want dis waaroor hierdie hoofstuk in sy kern gaan, hierdie 2 vers 1 tot 10 van die Efesiërs. Ons is een met Christus. Geloof is om met die Here Jesus Christus een te word. Dit kan dan nie anders as dat ons al ons vertroue op hom plaas. Geloof is nie net om feite te erken. Geloof is 'n leefstyl waar ons met ons verlosser een is. Laastens noem die gedeelte ook dan dat ons lewend gemaak word tot iets. En sê vers 10. Maak tog sin nie waar nie, broer en suster. Iemand wat lewe, iemand lewend gemaak is, hy lewe tog, hy doen iets. Ons lewe. Ons lewend gemaak saam met die Here Jesus Christus is nie iets passief nie. Ons kan nie nou rustig agteroor sit en sê, "Joe, lewend gemaak nie." Anders gesê, die Here het nie vir ons mooi kunswerke gemaak, 'n mooi portret wat nou op die muur kan hang en niks doen nie. Vers 10 sê ons is geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Baie belangrik, ons word nie gered vanweë of as gevolg van ons goeie werke nie, maar ons word baie verseker verlos of gered of lewend gemaak in die Here Jesus Christus tot goeie werke of om goeie werke te gaan doen. Dis 'n kritiese, belangrike onderskeid. Nie as gevolg van ons werke nie, maar tot goeie werke. Partykeer is voorsitels in die woord van die Here so belangrik. En hier is een voorbeeld van hulle. Nie as gevolg van of omdat ons goeie werke doen word ons gered, maar tot goeie werke word ons gered.
en maak ons nuut om vir hom te lewe, ons Here, om in die goeie werk te wandel wat hy ons voorberei het. Sê vers 10. Ware gelowige word verlos, word lewend gemaak, nuut geskep in die Here Jesus Christus. Saam met Jesus Christus en in die Here Jesus Christus opgewek, sit nou saam met hom in die hemel. Ons is onder nuwe gesag. Ons is nie meer onder die gesag van die duiwel nie, die bose en die aanklaer nie. Ons is onder nuwe gesag. In die gesag van 'n liefdevolle en 'n barmhartige God en Vader, wat regeer deur Koning Christus. Dit is 'n nuwe koning. Ons lewensbron en ons lewensrigting is ook nou heeltemal kom verander. So uit die mag van die sonde en uit die mag van die duiwel en uit die mag van ons sondige begeertes is ons lewend gemaak in Christus. Hierin is ons lewe elke dag. En sister, hierin kan ons gaan lewe. Ons roeping kan gaan uitleef. Amen. Kom ons antwoord en ons sing ons saam Skrifbereiding 24. Skrifbereiding 24. In die groen boekie Skrifbereiding 24 is in die nuwe boekies 1-1 as ek reg is, ja. 1-1, Skrifbereiding 24, daarvan die 3de en die 6de vers. God se werk eers eindeloos hoog verhewe. God se werk is groot, is wat ons in Efesiërs 2 ook gelees het. Dit daal op 'n aarde in sonde uit, sodat nou uit ons donker lewe sy lof kan opstyg duisendvoud. Skrifbereiding 24, daarvan die 3de en die 6de vers. En dan gaan ons saam bid. Onse Vader in die hemele, heilig en heerlik is U naam. Ons kan in die geloof ons oog op U gefestig hou,
en U groot werk sien. Ons kan dit glo. U het ons in Christus ingeplant. Die Gees het kragtige werk in ons. U het ons harte van klip en verwyder en ons hart van vlees gegee. Vader, die verbond U met ons opgerig het, waarin U getrouheid en die verbondsliefde vasstaan, is onbeskryflik groot, Heer. Dit wat U sê, doen U altyd. Dankie, ons loof U dat ons U so mag ken, Here. Dat U altyd doen wat U sê, dat U altyd doen wat U beloof. Dat U tog meer en meer ons aan die beloftes kom herinner, dat U ons aan die beloftes kan herinner. Ons wil vol van U woord ook wees in ons gebede. Ons wil graag ook in ons gebede vir U welbehaaglik bid. Dit pleit ons van U. Ons wil U nie misbruik. U net ons lewe beter moet maak nie. Ons doen dit so maklik, Here. Ons wil in gemeenskap met U lewe. U is ons oop. U is ons lewe. Ons wil die oorwinning Christus gebring het smaak. Nou stry ons met Vader hierdie aarde en die stryd teen ons 3 groot vyande is regtig groot. Ons kan die oorwinning smaak in Christus. Ons verlang na sy wederkoms. Vader, en ons wil bid, Here Jesus, kom tog gou. Ons wil in hierdie wedloop ons oog gefestig hou op Hom en ons vereniging met Hom. Iets daarvan ons sal hier vanoggend gesmaak het. Ons saamkom, U te ontmoet. Ons dankie vir die kosbare genadegawe van U erediens. Dankie vir die werk dat ons die koninkryk mag werk. Dat ons die onderdane en die rentmeesters mag wees. Bevestig tog ons werk, o Here, bevestig tog ons werk tot in ewigheid. Dis net U wat dit kan doen. En onsself is ons so maklik besig met aardse dinge. Met dinge wat nietig is en kan vergaan. Vestig tog ons werk, ons bly van U. Dankie vir die troue sorg. Vestig ons in ons geloof. Mag ons geloof groei. Dat ons kan staande bly te midde van die vele versoekings en beproewings in ons wêreld rondom ons. Ons bid U, liewe Vader. Ons bring ons dank en ons lof na U toe. Ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons sing saam Psalm 138 vers 1 en 2 en dan stuur die Here ons weg met sy wegstuur seën. Yeah.
gemeenskap van die Heilige Gees sy met die almal.